geseënde Vadersdag vir jou. En ek wil die geleentheid gebruik. So Corine het op Moedersdag gepreek oor die voorskoot. En party man sou dalk hier uitgegaan en gesê, ek hoor is 'n mooi woord, maar ek vind nie aanklank by 'n voorskoot nie. Ek dra nie gereeld 'n voorskoot nie. Maar ek ken nie 'n man wat nie vandag saam met hierdie kan preek nie. En ek wil vir julle vertel dat ek is nie 'n handyman nie. Ek bel eerder iemand wat weet wat hy doen. Maar die dag toe ek 'n toolbox kry, soos 'n legit toolbox, toe voel dit of ek nou man word. So ek wil julle hierdie toolbox wys, ek gaan hom hier agter, ek wou hom nie voor die tyd voorgesit het nie. So ek kry toe vir Kersfees 1 jaar, kry ek 'n toolbox. En as ek julle wys, kyk hoe mooi skoon is hy ewen. So hierdie toolbox het laaitjies en alles. En ek dink al wat ek gebruik in hom, is so nou en dan die side cutter en die tang, want hulle fix als. En as jy kyk na my socket stel, lyk dit nie of hy al gewerk het nie. My sterskroewedraaier, hy is sommer 'n buitel en alles in een. En my hamer werk ook. Deur my seentjies of deur my. Maar hier is my wat noem mense hierdie goeie, spanners. Sien, ek weet nie eers wat dit is nie. Maar ek voel te cool oor hierdie ding. Soos, ek het 'n toolbox. En gereeld kry jy hierdie toolbox, dan hierbo kan ek omtrent nie die dop toemaak nie, so toe ek hom gisteraand bymekaar moet kry, toe moet ek nou al die goeders uithaal hier binne, dat ek net hom kan toemaak en hom kan toesluit. Maar toe, nou hierdie lyk soos 'n junior. Toe ek mag hulle sê, want hulle het dit vir my geleen, so Bildit in Oudtshoorn, het 'n toolbox gegee vir hierdie preekillustrasie vandag. Nou moet ek my rug watch. So as jy hierdie toolbox kry, dan weet jy hierdie ou weet wat om te doen met 'n toolbox. Maar in hierdie toolbox, ek gaan nou vir julle wys wat is in hom. Julle gaan nie nou wys sien nie. Maar hierdie toolbox vertel 'n storie. Vertel 'n storie as jy na sekere ouens kyk, hulle haal sommer hierdie rakkies binne en uit. Hierdie een het ook nog rakkies in. Hulle haal hierdie rakkies uit en daai tools lê net en hulle weet presies wat se tool is en so daai plastiek rakkies werk nie vir 'n ou wat met 'n toolbox werk nie, maar vir myne lyk nog mooi so, hy het nog, en dit is 'n paar jaar terug, sê ek vir julle, wat ek hierdie gekry het. Ek dink nie ons het al kinders eers gehad nie, nog nie kinders gehad nie, so dis meer as 7 jaar terug. So hierdie toolbox lyk nog mooi. So hy kan nog nie baie stories vertel nie, maar hy het al 'n paar skroewe vasgemaak en plugs reggemaak en al die dinge. Maar so hierdie toolbox is gemaak om goed reg te maak en partykeer is dit vir bouers en op die storie van vandag wil ek jou vertel van 'n klomp bouers. En ek gaan 4 dinge uit hierdie storie uit vir julle gee. Jy kan hierdie 4 punte wat ek glo elkeen in sy lewe beleef wanneer hy sy toolbox, en die titel vir vandag is In jou toolbox. Wat is in jou toolbox en wat gebruik jy in jou toolbox? So, ons lees in Nehemia, so ons ken die storie van Nehemia. Die eerste ene, en hierdie is, onthou ek gaan nou praat vandag 'n bietjie vaders, omdat dit Vadersdag is, maar ma's moet asseblief nie uitvoel nie, so ek gaan met die pa's praat, maar as jy geestelik na hierdie kyk en jy vat hierdie vir jouself, kan jy dit in jou eie lewe ook dan implementeer. So as ek dan sê, mans het 'n roeping, bedoel ek nie vrouens het nie 'n roeping nie. Vrouens het ook 'n roeping. So vervang net die mans met vrouens. So verskoon my, maar dis vir mans vandag, want Corine kon 'n Moedersdag preek met voorskote preek, so vandag is ek toolboxe. Nehemia 2 vers 17 en 18 sê, en God gee vir elke man 'n taak om 'n doel te verrig. Vir elke man 'n taak.
Nehemia 2 vers 17 en 18 sê dit, maar kom ons begin die mure. Nou hierdie mure het op die grond gelê, dit het sleg gelyk, daar was geen sekuriteit vir die stad nie, en Nehemia besluit toe, ons gaan hierdie mure regmaak. Want ons moet weer ons stad tot in besit neem, want hierso gaan ons net mal. So hy sê, kom ons begin die mure herbou. Hulle het dadelik reageer en gesê, dit is reg. Kom ons bou die mure weer op. Hulle het toe met die goeie werk begin. En ek wil jou vra, man, vrou, wat is die goeie werk wat jy mee moet begin? Wat is die goeie werk wat God jou nog heeltyd oorroep? Daai roeping wat hy jou nie oorlos nie, daai doel wat jy moet verrig, wat is daardie roeping wat God vir jou sê, begin die mure bou? En dan sien jy hierso, hy sê, dit is reg so. Hulle almal reageer saam en sê, dit is reg so. Kom ons bou die mure weer op. Wat is daardie een ding? Elke pa het 'n roeping. 'n Roeping op sy huis te lei, om sy huis te beskerm, om te bou aan 'n gesin en aan sy gemeenskap. So dis nie net as jou fisiese gesin nie, dis wyer as net jou gesin. Het jy as man, daar's 'n probleem in die samelewing, te min mans staan op en sê, Here, ek is die hoof van hierdie huis. Te min mans, ons word groot in 'n manlose gemeenskap. En daarom is ons kerk besig om uitmekaar uit te val, want daar's nie mans wat opstaan en sê, Here, hier is ek nie. En dan is die kerk vinnig om vinger te wys, as daar vrouens opstaan en sê, Here, hier is ek, gebruik my. So vrouens, hou aan preek. En nou gaan ek dalk slaag kry van die ouens wat die wet wil voor my bring. Maar vrouens, staan op, want jy het ook 'n goddelike doel. As die man nie wil opstaan nie, staan jy op. As die man jou gelos het, en jy is vrou alleen, en jy moet die manrol in jou huis vervul, hou aan dit doen. En doen dit times 2, want vrouens kan dit beter as mans doen. Nou moet ek 'n amen van die vrouens kry. Amen. So, voordat ek hierdie gaan my illustrasie wees, want hierdie is 'n junior. So, voordat ek kom, God gee jou 'n taak. En jou taak is hierdie sleutel. So, sonder hierdie sleutel, kan ek niks in hierdie toolbox doen nie. So, God gee jou 'n sleutel, en hy sê, sluit oop jou toolbox. Sluit oop dit wat die Here vir jou gesê het, moet jy oopsluit. So as ek hierdie toolbox oopsluit, dan is daar iets wat vir jou daar binne wag. Dalk werk. Stel jou roeping voor, en jy kan die beste toolbox hê. Nie hierdie kleintjie nie. Jy kan die beste toolbox hê. As hierdie toolbox net so staan, soos wat daai ene staan in die garage, dan gaan jy jy gaan hom ergens in jou lewe moet oopmaak. God gee jou as man 'n sleutelrol, nie almal om fisiese mure te bou nie, soos Nehemia, maar ons almal bou geestelike strukture in ons huis. Elke ene, man of vrou, moet geestelike strukture in jou huis opbou. Jy moet opdaag met jou toolbox, of hy nou swaar is of lig is soos daai ene, daag op met jou toolbox en sê, maar kom ons begin die mure bou. Daag op met jou toolbox en sê, dit is reg, ons sal weer hierdie mure. Al lyk dit of dit net 'n klomp klippe is wat op die grond lê, begin net die mure herbou. En as jy hierdie sleutel het,
het jy 'n goddelike roeping. En as jy nie hierdie sleutel oopsluit nie, dan sal, as 'n mens nou die storie van Nehemia heeltemal gaan lees, gaan doen jouself 'n guns en lees daai hele storie. Elke persoon op sy plek waar hy gebly het, hy het net ge-worry oor dit wat voor hom gebou moes wees. Hy het nie ge-worry oor sy buurman se deel nie, en as hy nie hierdie deel gebou het nie, was daar 'n gat in die muur. Ons moet as gemeente opstaan. Ek kan nie bou waar Benny bou nie. Ek kan nie bou waar Andrei bou nie. Ek kan nie bou waar Dewald bou nie. Ek bou net waar ek bou. En as jy net bou waar jy bou, want as ek gaan bou daar waar Dewald bou, dan bly daar 'n gat hierso. So fokus jy net vorentoe waar jy moet bou, en as ons as gemeente saam bou, dan is hierdie muur baie vinnig 'n staande struktuur. Matteus 19, en ek sluit hierdie punt af, 16 vers 19 sê, ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat ook al jy op aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit wees, en wat ook al jy op aarde vrylaat, sal in die hemel vrygelaat word. Maak seker, dis jou toolbox wat jy oopsluit. Moenie ander goeders gaan oopsluit met daai toolbox nie. Vat jou sleutel, jou roeping, en sluit hom oop. Want die Here wil jou toolbox gebruik, wat hier binne is, vir jou. 'n Mechanic en 'n plumber het 2 verskillende toolboxe. Dit wat binne in die toolbox is anders as dit wat in die ou langs my se toolbox is. Die tweede punt, en ongelukkig in die kerk dink die mense, okay, ek gaan Jesus aanneem, ek gaan hom volg, ek verstaan nou pastoor, jy sê ek het 'n roeping, en ek moet my toolbox oopsluit, ek's reg om die mure te bou, en dan dink ons dit gaan maanskyn en rose wees. Maar môre daag jy by die werk op, dan face jy daai selfe baas wat Vrydag jou verskree het. Dan sê ons, ja, maar ek nog, Jesus het gesê, hy gaan alles right maak. Jy as kind van die Here sal weerstand kry wanneer jy opdaag om jou muur te bou. En as ons lees in Nehemia 4 vers 1 tot 3, toe Sanballat hoor dat hulle besig was om die muur te herstel, was hy baie kwaad, en hy het in woede uitgebars en smalend met die Jode gepraat, sonder respek. Hy het voor sy vriende en die leer van Samaria uitgevaar. Wat dink hierdie armsalige Jode doen hulle? Hoor daai disrespek. Het jy al ooit daai baas gehoor, so met jou praat? Het jy al ooit daai persoon wat teen jou roeping praat, gehoor? Hy praat met disrespek teen 'n ou wat besluit het, ek gaan die Here volg. Met alles in my gaan ek aan sy beloftes vashou. Dink julle miskien, julle kan die mure in een dag bou, as hulle nog net genoeg offers bring? Kyk net hoe lyk die swart gebrande klippe, wat hulle onder die rommel uitkrap, om weer te gebruik. Hulle het gesê, daardie klipmuur sal omval, selfs as hy jakkals daarop loop. Hoor die weerstand. Nou is hulle besig om, hulle het net besluit, okay, ons gaan nou bou. En nou kry hulle weerstand. Ek dink daar het 'n paar van hulle na Nehemia toe gaan sê, Nehemia, ek wil nie so sleg gesê word nie. Ons doen presies wat jy sê ons moet doen. Ons bou soos wat jy sê ons moet bou, maar hierdie ou sê, my harde werke is nie goed genoeg nie, dan gaan 'n jakkals oploop en dit gaan omval. Regtig, Nehemia? En dan wat ons doen, as ons weerstand kry, as ons 2 weke in die kerk, ons het besluit, halleluja, ons gaan die Here volg, nou kry jy weerstand, sê, regtig is dit werd, dan bly ek eendag weg by die kerk. Ek lees eendag nie meer my Bybel nie. Ek bid eendag nie meer nie, want wat is dit ewen werd? Ek kry hierdie teenstand. Ek wil jou waarsku, kind van God. As jy die Here aanneem en saam met hom begin loop,
hierdie wêreld staan en loer vir jou. Soos Pauline nou gesê het, daar's 'n geestesrealm. Hy weet wat gebeur as kinders waarlik tot bekering kom en sê, Here, ons is reg, kom ons bou die muur. Hy weet wat dit is. En wat hy doen, is hy strategies met sy aanvalle en sy weerstand wat hy teen jou bring. Hy los jou nie, want hy wil hê jy moet jou roeping, toe jy hierdie toolbox oopsluit, toe sy oë oop, toe sy reg. Wat gaan hierdie ou met hierdie toolbox? Want as hy hierdie toolbox tot sy volle kapasiteit gebruik, nie soos die pastoor sy toolbox gebruik nie, hierdie toolbox tot sy volle kapasiteit gebruik, dan begin die dinge gebeur. Nehemia 4 vers 7 en 8. Toe die werk gevorder, toe die werk gevorder en hulle het die gapings in die mure herstel. Toe Sanballat, Tobia, die Arabiere en die Ammoniete en die mense van Asdod dit hoor, het hulle baie kwaad geword. Hulle wou kom en verwarring veroorsaak. Nou as jy deur die woord oral, enige storie, die duiwel se nommer 1 strategie, as hy nie regkom om jou aan te val, om weerstand vir jou te bied nie, dan gaan hy verwarring bring. Hy wil hê die eenheid. En man, dis sy nommer 1 strategie in jou huwelik. Hy wil die eenheid tussen man en vrou. Jong seuns, jong girls, hoor hierdie vandag. Sy nommer 1 strategie is nie om allerhande goedjies in jou huwelik of jou verhouding te laat plaasvind nie. Hy wil die eenheid tussen man en vrou kom verwar. En kyk maar tussen die wêreld. Die eenheid tussen man en vrou, die oorspronklike DNA wat God vir man en vrou geskaap het. Kom ons sê dit so. Is nie vrou en vrou nie. Is nie man en man nie. Is man en vrou in eenheid. En hy wil daai kom verwar. So sy nommer 1 strategie is om verwarring te bring as hy nie jou kon teiken toe hy die weerstand gebied het nie. Wanneer jy begin bou, en hierdie wil ek vir jou lees, wanneer jy begin bou aan God se plan, sal daar mense wees wat jou probeer afbreek, aanval en sleg sê. As pa word jy dalk afgemaak, gekritiseer, of jy voel of jy nie goed genoeg is nie. Nou in hierdie toolbox, hy lyk nice van buite af, maar soos ek julle gesê het, in al twee hierdie toolboxe, is daar tools wat nie moet wees nie. En dit is daardie goeie, so vinnig trek ons daardie kritiek, daardie negatiewe dinge, trek ons aan, en voor jou oë uitvee, is daar tools in hierdie toolbox, wat nie moet wees nie. Een verkeerde tool, moet nie in hierdie toolbox wees nie. Raak ontslaaf van hom. Het julle al hierdie's gesien? Pietsik is in hulle toolbox. Ek like hierdie ene. Hier is sommer so hou my tool, hy is aangeweld, dis 'n spanner, het kom uit Pieter se toolbox uit. Pieter, jy moet verduidelik wat is hierdie tool, maar daar is 'n, ja, maar raak ontslaaf van hierdie toolbox, want hoor hoe lag julle? Mense lag vir jou, omdat jy hierdie goed in jou toolbox het, raak ontslaaf van hom. Kom ons gooi gou sommer al hierdie tools uit, hierso aan hierdie kant. Elkeen het 'n rakkie, maar hier's 'n klomp tools. Ja, hierdie goed het jy op Berrymark gekoop, onthou julle dit? Hulle het gesê, het maak enige ding oop. Hy doen nie. Hulle jok. Negatiewe woorde. Raak ontslaaf van hom. Ja, hier's 'n mes. Nee, die mes kom nou. Ene wat nie daar pas nie, uit. Ek weet nie waarvandaan hierdie goed kom nie, maar hulle kom altyd in my toolbox op. Sonder die saag. En hy is useless sonder die saag, gooi hom uit. Hier's 'n skroewedraaier wat skerp gemaak is.
weet nie wie se dit is nie. Gooi hom uit. Hier's nog ander. Hulle pas nie daarin nie, gooi hulle uit. Want daai wat die vyand op jou afweer, het kry wortel in jou lewe. Dit vat plek in jou toolbox, dat jy later nie meer jou deksel kan toemaak nie. Raak ontslaaf van daai negativiteit, daai verkeerde dinge, daar waar die vyand jou die meeste aanval, pluk dit uit, wortel en al, en raak ontslaaf, gooi dit weg, sodat jou toolbox weer die oorspronklike goeders wat in hom moet wees, daar kan wees wat God met jou beplan. Romeine 12 vers 17 sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, bedink wat goed is vir alle mense. So nou haal jy hierdie negatiewe goed uit, maar wanneer jy die negatiewe goed uithaal, moenie net vir hierdie mense wat weerstand vir jou gebied het, net weggooi en sê, ag, laat die vyand maar met hulle doen wat hulle wil. Bid vir daai mense. Bid vir daai mense. Jy hoef nie noodwendig met hulle vriende te wees nie. Jy hoef nie noodwendig met hulle enigiets te doen nie. Ek glo Nehemia het vir sy ouens gesê, fokus julle net op wat julle moet doen. Moenie fokus op hulle nie. Kom ons bid vir hulle. Laat die Here hulle lewens verander. En dan Romeine 12 vers 19 sê, aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. Die Here sal met hulle uitsorteer. Die Here sal by hulle wees. Al hulle uit jou toolbox uit, moet hulle nie weggooi nie, bid net vir hulle. Dan kom ons by die goeie gereedskap. Nehemia 4 vers 9 sê, maar ons het tot ons God gebid. Ons het die stad dag en nag bewaak om onsself teen hulle te beskerm. So in hierdie toolbox verwag God dat jy nie uit jou eie krag uit moet optree nie. Jy moet weet dat hy sal voorsien en hy voorsien 'n klomp dinge wat hy wil hê jy moet gebruik in hierdie toolbox. Hy wil hê jy moet alles in hom gebruik in jou toolbox, maar ek gaan 'n paar tools hier uitvat. Van hulle pas in hierdie toolbox. Enetjie pas nie in die toolbox nie, maar hy's deel van die toolbox. Die eerste ene, ek het hom nou net hier kry. Ek ken nie die toolbox nie. Hier is hy. Is die hamer. En ek wil hê as jy volgende keer 'n hamer gebruik uit jou toolbox uit, wil ek hê jy moet prakties dink aan hierdie. Hy sê, jy moet al die waarhede wat God vir jou gee, wat daar in sy woord is, moet jy vasslaan in jou lewe. Nie net bietjie kap nie, dat die spykers uitkom nie. Slaan daai waarhede, die beloftes wat God vir jou gegee het, slaan hulle vas met hierdie hamer. Gebruik hierdie hamer om die beloftes van God, wat hy vir jou gegee het, ons moet daar so sit, dat ons nou nie. Die volgende ene is die waterpas. Nou, ek het nou die dag, toe ons intrek, toe moet ek nooit gedink, ek gaan 'n waterpas gebruik nie, totdat ek moet gordyne en aan die huwelik werk. Hier wil ek dit hê, en hier wil ek dit hê, en hier wil ek dit hê. So dan moet ons nou goeders hang, goeders, wat noem 'n mens dit? Skilderye. En nou, ek trust nie een skroefie nie, so dan sit ek 2, so dan moet 'n mens nou hierdie waterpas daarso, en jy moet 'n lyn, en jy moet alles, en dan moet ek my merkies, want Corine wil dit of gelyk met die deur, en hulle moet op die deur hang, of hulle moet halfte van die deur, dan moet ek hierso, maar hierdie waterpas het 'n doel, en as die bubbel nie in die middel is nie, dan is hy skeef. En so gereeld in ons lewens, dink ons geestelike lewe is oukei, en as jy die waterpas daar sit, dan sit die bubbeltjie heel links. Want pastoor, ek bid, of pastoor, ek lees Bybel, of ek is 'n nice ou, en dan is hy so 'n bietjie af. Maar hy wil hê jy moet hierdie waterpas gebruik om regverdig te leef, om te soek in gebed, om te soek in sy woord,
En al daardie geestelike dinge bring vir jou balans in jou geestelike lewe. Dis nie net die een nie, dis nie net die ander ene nie, dis alles saam bring vir jou balans, sodat jou geestelike lewe op 'n waterpas level kan wees. Die volgende ene is 'n skroewedraaier. Nou hierso is baie om van te kies. So ek gaan sommer die grootste ene vat. So hierdie skroewedraaier is om vas te draai. Gee aandag aan detail. En man, ek praat met jou. Die details in jou huwelik, in jou familie, draai vas om kwaliteit tyd saam met mense te spandeer. Wanneer jy by die werk is, man, vrou, draai vas dat jy kwaliteit tyd sal insit by die werk. Dat jy sal werk soos wat God wil hê jy moet werk, daar by jou werksplek. Dat jy in liefde, in goddelike liefde sal optree, draai dit vas in jou lewe. Daar's 'n paar skroewe wat jy moet vasdraai. En dan jou teenwoordigheid, wanneer jy in jou familie saamleef, draai dit ook vas. Jou skroewedraaier. Maak seker elkeen het 'n ander skroef wat hy moet vasdraai in sy huwelik, in sy familie, in sy gesin, in sy gemeenskap, in sy werksplek. Draai dit vas. Julle moet nou bid vir hierdie stem. Dan die volgende ene. Hierdie het ongelukkig nie so een gehad nie. Maar hierdie ding en ongelukkig doen ons hierdie in die kerk. Ek probeer by Claude uitkom. So jou maatband, hoe verder hy is, hoe moeiliker. Nou kom ek by Petru. Hallo Petru, hoe gaan dit met jou? En ek hoor, okay, dis okay. En ek probeer weer tot daar by haar kom. En dan knak hy weer. Ek mag net so naby aan my vrou kom. Maar as ek hierso by haar is, hoe nader, André, ek kan bietjie nader aan jou kom. Jawel. Ja, bietjie ver. Dan is hierdie ding solied. Jou maatband moenie te lank word as kerk. Ons is 'n familie, ons is 'n geestelike familie, maar ons kan nie op die afstand. Dan breek hy. So dis nie om te meet tussen broers nie, hierdie geestelike maatband nie. Dis hier om te kyk hoe naby ons aan mekaar kan kom. Sê kom 'n bietjie nader. Kom 'n bietjie nader want Claude, ek gaan traai tot by jou kom, maar kom 'n bietjie nader want ek wil nie weer hy moet val nie. Verstaan? Kom 'n bietjie nader. Want ek wil nie weer hy moet val nie. Want ek wil by jou uitkom, Claude. Ek wil Jesus vir jou wees. Maar ek kan nie op 'n afstand Jesus vir jou wees nie. Ek kan so, hoe nader ek is, hoe closer kan ek aan hom beweeg. En ek kan hom meer vertel van Jesus. Hou op 'n afstand. Dankie, oom Frans. Ek gaan nie nou suig nie. So jou maatband meet jou lewe nader aan God, nader aan sy mense. Nou dit meet ook jou geestelike standaard. So hoe nader jy aan God kom, hoe nader jy aan mense. Maar moenie so naby aan die wêreld kom nie. Hou eerder daai afstand van die wêreld af en nader aan God. Jakobus 4 vers 7. Nee, ek gaan nou te ver vooruit. So die laaste ene, so jy lees in Nehemia, toe hulle sien hierdie aanvalle kom, en hulle hou nie op nie, sê Nehemia, okay, ek vertel julle wat, julle moet nou so bou, met die een hand moet jy bou, die muur bou, en die ander hand
moet die hand op die swaard wees. En in hierdie toolbox is daar nie 'n swaard nie, maar daar's 'n gevaarlike ding. Het al sy hand gesny met een van hierdie, sy vinger. So hierdie ding, hierdie Stanley mes, sny sonder dat jy weet hy sny. Jy voel net dan nou, o jee, wat bloei hier so. Dan die Stanley mes jou beet gekry. So hierdie is jou aanvals swaard. Een hand op die swaard. Dit beteken nie jy moet nou net mense kap met die woord nie. Dis een hand op die swaard wat die waarheid is. En een hand bou ek. Een hand bewaar ek wat na my gesin toe aankom. Vyand, kom, draai my. Nou kom die Boksburg in my uit. Draai my. Die brakpanner sou dit al lankal getrek het. Die swaard is ons woord, dis ons waarheid. Dis die enigste deel van die wapenrusting wat 'n aanval is. Dit bring skeiding tussen reg en verkeerd. Bring skeiding tussen murg en been of vel en been. Maar hierdie is jou wapen. Hou hom reg vir wanneer die vyand aanval, sodat jy kan sê, daar staan geskrywe. Here, ek staan op die woord. Vyand, ek staan op die woord en ek ken my woord. Jy kan nie vir die vyand sê, daar staan geskrywe as jy nie die woord ken nie. Kom weer by die begin. Maak seker jou balans op jou waterpas is reg, want as die vyand kom met sy aanval, kan jy sê, daar staan geskrywe. Die volgende ene in jou toolbox, as jy nou klaar al jou dinge gebruik het, na die dag se werk, geen ou wat trots is op sy toolbox, los hom toe nie. Die 4de punt is beskerm jou familie. En wanneer jy klaar gewerk is, klaar gedoen het wat die Here vir jou geroep het, dan is daar weer 'n slot wat jy op hierdie toolbox moet sit. So aan hierdie toolbox is daar 'n slot en hy sê, party ouens haak hom net so in sodat die flap nie ingaan nie, gaan hom nou so sit. Nehemia 4 vers 14 sê, moenie vir die vyand bang wees nie. Hou in gedagte dat die Here groot en vreesaanjaend is. Veg vir julle vriende, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise. Man, beskerm hierdie stad wat die Here aan jou toevertrou het. En maak seker, hy's toegesluit. Maak hom toe. Moet hom nie net inhak en hom daar los nie. Maak seker, en die Here sê, moenie bang wees nie. Jou gesin is jou eerste verantwoordelikheid. God roep jou om hulle te beskerm, geestelik te lei en te veg in gebed en in liefde. Daarin moenie bang wees nie, staan in verskillende maniere van die term, moenie bang wees nie, 365 keer in die woord. 1 vir elke dag. Hoe duidelik wil die Here nie vir jou sê, moenie bang wees nie, en moet ook nie bang wees dat die vyand in jou toolbox gaan kom lol nie. Sluit hom toe. Sit die slot op. Beskerm jou huisgesin teen aanvalle van buite. Moenie toelaat dat die vyand insluip in hierdie toolbox nie. Moenie hom die kans gee, hou daai deur heeltemal toe. Ek vat altyd hierdie vergelyking, as jy 'n deur so bietjie oop los, en ek druk van hierdie kant af, en die vyand druk hom oop, wat gaan gebeur? Ek kan iemand kleins vat. As jy jou voet daarin kry, daar waar daai deur 'n bietjie is, dan kom hy in. So maak seker, jou toolbox is toegesluit en toegehou vir die aanvalle van die vyand. En hy sê, moenie bang wees vir sy aanvalle nie, want jou Here God is groot en hy's vreesaanjaend.
En jy moet vir die vyand vertel, my God is groot. Ek het hom gesluit. Jakobus 4 vers 17 sê, wys dus dat julle van God afhanklik is. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Jy moet weet wie die vyand is. Jy moet weet wat sy planne en sy strategieë is, sodat jy hom kan weerstaan. En hoe weerstaan jy hom? Sluit hy. As hy hier kom, is nog gesluit. En hy kom weer gesluit. Maar as hy hom een keer gaan oopkry, wat gaan hy doen? Hy gaan die toolbox oopmaak. Kom ons maak hom net gou vir die illustrasie. As hy hom so gaan kry, wat gaan hy doen? Hy is vandag oop. En dan gaan hy oopmaak. En dan gaan hy inkom in jou familie, in jou gesin, in jou werkplek. Maak seker, jy sluit jou toolbox toe. En weerstaan hom. As hy daar kom, weerstaan hom. Die woord sê, hy sal van jou wegvlug. Hoe weerstaan jy hom? Sluit jou toolbox en los geen opening vir hom nie. Leer jou kinders hierdie selfde ding. En ek gaan teruggaan na die 4. Ek wil hê jy moet jou kinders hierdie gereeld leer en gereeld van vertel. Maak seker hulle weet wat hulle goddelike roeping is. Maak seker hulle weet dat daar weerstand sal kom jou kant toe as jy saam met die Here loop. Maak seker hulle gebruik die regte tools om hulle stuk muur heeltyd te herstel. En maak seker hulle beskerm wat aan hulle toevertrou is. Spreuke 22 vers 6 sê, rig die jong mense af ooreenkomstig met die pad wat hy moet loop. Selfs wanneer hy oud geword het, sal hy nie daarvan afwyk nie. Ons moet begin ons kinders die pad leer. Dit is vir my so mooi, Christo, saam met jou kinders en boyfriends, om gesinne so in die kerk te sien, saam te sien. Leer hulle, dat is belangrik om in die kerk te wees. Leer hulle, dat is belangrik, Sondag is die huis van die Here. Want as jy hom een kans gee, is dit verby, dan los jy jou slot weer oop, laat die vyand by jou kinders kom steel. Want pa het gesê, dis okay, dat ons, dis bietjie koud seun, kom ons bly in die bed. In die yshuis is daar nie 'n as jy verskoning nie, jy moet dodelik siek wees om by die huis te bly. En is koud by ons ook, ek beloof, is nie net warm in ons huis en ons almal. Maar daar's nie 'n verskoning nie. Ons kinders weet, Sondag is kerk. Nou kan jy sê, ja maar pastoor, jy is die pastoor en jou kinders moet hier wees. My kinders is nie die pastoor nie. Hy kan verskonings, maar ek gee hom nie 'n verskoning nie, want hy moet by die huis wees. Hy moet weet, hy moet lief wees vir die kerk. Want as hy groot word, dan weet hy, hierdie is waar hy sy omgee kry. Hierdie is waar hy sy liefde kry. Hierdie is waar hy sy deurbrake kry, saam met die gelowiges. So leer jou kinders, en ek wil hê met jou oë sluit. En ons het nou 'n paar dinge vandag aangeraak. Dalk het dit in jou hart gepraat, dat jy net weer jou roeping wil vasmaak. Dalk het jy toegelaat om te luister na die teenstand wat jou kant toe kom. Mense wat jou sleg sê, mense wat jou sleg maak. Mense wat leuns van jou vertel. Dalk het jy toegelaat, laat daai by jou kom steel. Maar ek wil jou verseker, dat elkeen het 'n geestelike toolbox. En in jou toolbox is dit wat God jou mee sal toerus, om alles te kan doen wat hy jou voorroep, om sy muur te herstel waar hy jou toe vertrou het. Dalk het jy toegelaat dat jou slot net ingehaak is, of dalk het jy heeltemal jou slot misplaas en jy weet nie meer waar jou slot is nie.
En daai toolbox is oop vir enigiemand om in te kom. En tools te gebruik net soos hulle wil, en soos dit werk, as iemand 'n tool uit jou toolbox uitvat, kom hy nie weer terug nie. So as jy jou toolbox ooplos, kom die vyand en hy help homself, en baie keer kom hy tool nie weer terug nie. Maar die genade van God is so groot. Hy sal vir jou 'n nuwe tool gee, 'n beter tool gee, wat jy toegelaat het wat die vyand kom afvat. Dankie Here, dat U nou in mense se harte werk. Ons kom en ons maak elke persoon wat twyfel in sy goddelike roeping, maak ons vas in die naam van Jesus. Ons bid Here dat U hulle wat dalk nie voel hulle het 'n goddelike roeping nie, vra ons Here dat U dit in hulle slaap vir hulle sal kom gee. Dat hulle duidelik sal sien, wat het God my voor geroep? Wat is dit wat ek moet vat as my sleutel om my toolbox oop te sluit? Here, dat ons ophou sal rondkyk na ander ouens se toolboxe. Here, maar dat ons sal stap na ons goddelike toolbox en hom oopsluit. Want as ons hom oopsluit en ons vind ons roeping, ons ware goddelike roeping, dan is daar geen terughou nie. Here, help ons om die weerstand wat die vyand op ons afpyl. Here, bid ons dat U 'n skild van geloof oor ons sal sit as kerk. 'n skild van geloof oor ons huwelike. Genoeg het die vyand kom steel, slag en verwoes. Here, en ons kom claim 7voudiglik terug in die naam van Jesus. As die vyand kom verkeerde gedagtes in van ons man se gedagtes kom plant het. Here, kanselleer ons dit in die naam van Jesus. Ons vra dat U sal kom, dat U sal nuwe gedagtes, goddelike gedagtes sal terugsit in ons man se koppe. Dat hulle die dinge sal bedink wat daarbo is in die hemel en nie wat hier op aarde is nie. Dat hulle koninkryk gefokus sal wees. Dankie Jesus vir U goedheid, guns, genade. En ons vra Here dat wanneer ons toolbox gebruik, Here, dat ons hierdie toolbox sal gebruik om die mure sal herstel wat U aan ons toevertrou het. Dat ons die gate sal opbou en toemaak, dat die vyand nie weer sal inkom in ons gesinne nie. Ons vra dat hierdie herstel in hierdie mure so sterk sal wees, Here, dat daar geen inkoms, geen afbreek sal wees in ons mense se lewens nie. In die naam van Jesus. Amen en amen. Nehemia 2 vers 20 sê, ons sal met die hulp van God, van die hemel suksesvol wees. Ons is sy diensknegte. Ons sal die mure begin herstel. En jy mag dalk sê, my mure lê op die grond. En dit gaan baie werk vat. Al wat dit vat is, begin net. Begin net om die mure te herstel. Dankie Here, dat U deur hierdie woord en in hierdie woord praat. Dat U in mense se lewens inkom. En dat U mense se lewens transformeer. Here, en ons kom en ons vra dat U sal herstel bring, dat U sal uitkoms bring. Here, en as daar iemand is in hierdie plek, ek gaan nie vra dat jy jou hand opsteek nie. As daar iemand in hierdie plek is wat nie hierdie Jesus ken nie. Jy weet nie eers waar jou toolbox is nie. Jy dalk die eerste keer van hierdie Jesus gehoor. Wil ek jou vra dat jy 'n besluit sal maak om hom te volg. Hy sal jou wys. Hy sê jou die regte toolbox gee om die taak te verrig wat hy jou voorgeroep het. Dankie Here dat U in lewens nou praat.
mense wat U nie ken nie. Vra ons Here dat U hulle sal ontmoet op hulle plek, dat U hulle sal kom skoon was. Ons bid Here dat vernuwe hulle harte. Here, soos wat hulle stap saam met U, dat hulle sal nader aan U en verder van die wêreld af sal wegdraai. Ons bid Here vir lewens wat getransformeer word van 'n besluit wat gesê het, Here, hier is ek sal die muur bou. Ek sal help bou aan hierdie muur. Bid dit in die wonderlike en kragtige naam van Jesus. Hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, U is my bergvesting, U is die God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sê jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, die pyl wat bedags vlieg, die pes wat in die donker wandel, of die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy, of 10.000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref, geen plaag sal naby jou tent kom nie. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om dit te bewaar op al jou weë, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, op die jong leeu en die slang sal jy vertrap, omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. Amen en amen.